Nou ons is hier by die Mampoerfees hier by die Voortrekker Monument en ek is hier by die mampoer en die likeurstalletjie waar hulle nou ook die mampoere gaan beoordeel vandag en hier by my is oom Pieter van den Berg. Oom Pieter, jy's nou van die Landbou Distilleerders Gilde. Dit lyk daarom na 'n aangename rakkie wat julle hier 'n rakvolle, wat noem ons dit nou, kultuur hier agter ons. Dit is korrek, ja. Dit is al die inskrywings op die nasionale kampioenskap wat reeds beoordeel is vir hierdie jaar 2026 en dit word nou aan die publiek bekendgestel en beskikbaar gemaak om te koop of te proe. En hoe werk julle kompetisie nou vandag? Die kompetisie het reeds gesluit. Die beoordeling was gister gedoen deur 'n groot span. Ek het nou nogal gewonder hoe lyk die beoordelaars as hulle klaar is. Ja, nee wat, dit is professionele beoordelaars onder leiding van Dr. Lofty Ellis van Stellenbosch al vir 40 jaar. Ja. Hy het 'n span van in die meer as 20 beoordelaars. Wat elke bottel word dan 20 keer deur 'n beoordelaar nagegaan. Dis 4 spanne van 5 lede elk wat elke bottel vir bottel nagaan. Dis 'n blindelingse proses. Die persoon het net 'n bottelnommer voor hom. Jy sal sien aan die onderkant staan klas 32 bottel 3. Wys vir ons 'n bietjie. Dis al wat die beoordelaar sien. Hy het net daai. Daai is heel wat later opgedruk, want dit is 'n blindelingse beoordeling. Dit word Woensdag op 'n rekenaarstelsel onafhanklik deur 2 stelle mense ingelees wat dit kontroleer. En dan word alle merke en kentekens verwyder. Donderdag is daai span van beoordelaars sien dan net die klasnommer en die bottelnommer. So elke ou loop deur 'n klas en sê ek het daai bottel nommer 7 van klas 32 of van klas 31 of wat ook al nagegaan en hy het dit dan so beoordeel. Nou, hoe proe hierdie likeure en mampoere? Man, dit is so innoverend want die produsent probeer die beste geure uit die bottel uithaal of uit die vrug uithaal. En die likeure word gemaak van 'n basis van sy hoofproduk wat mampoer is. So uit die mampoer uitvat hy 'n bietjie en hy maak likeure in sy resep. En dit is hoekom dit innoverend is en ouens begin met nuwe tegnieke, elke ou probeer die beste voorkry. Soos ek het byvoorbeeld 'n Pink Lady gemaak wat pink pilletjies is wat vir 'n jaar lank op witblus gestaan is en dan gesuiwer is. En so, dit is ook beskikbaar. So die vakmanskap om hierdie mampoere te stook, dis seker maar die woorde wat ons moes maar gebruik, net so 'n bietjie kultuur in te bring. Die vakmanskap hierso is geweldig. Dit vat lank om so 'n bottel te vervaardig. Ja, dit is 'n langdurige proses met familieresepte wat tradisioneel oorgedra is van geslag tot geslag en familie tot familie. Dit is waar die geheimhouding is. Die familie deel nie sy top details met 'n ander ou nie en elke familie het dan oor geslagte geleer by oupa en pa en dit word oorgedra en vandag is ons in die bevoordeelde posisie waar ons graag daai stokkie ook wil oorgee vir die opkomende geslagte. Ja, so ons mens kan regtig waar sê dat julle is besig met kultuuroordrag, nê? Dat dit gaan nie net oor mampoer nie, dit gaan eintlik oor die kultuur, oor die interaksie, oor die gemeenskap, oor hoe ons kultuur verfyn. Dit is korrek. Ek sê altyd vir my lede dat ons is in 'n wedloop. Elkeen van ons hardloop 'n afloswedloop. Daar kom 'n dag wat jy die stokkie ontvang en jy moet na die beste van jou vermoë daai stokkie oppas om hom oor te kan dra. As jy hom laat val langs die pad, kan jy hom nie vir die volgende generasie oordra. En daai tradisie moet behoue bly sodat ons opkomende geslagte kan weet wat gebeur het en hulle die geskiedenis ken, dat dit waardevolle geskiedenis is wat ons moet bewaar. Nou die stook tradisie kom hulle die 1900 saam met die voortrekkers wat na die noorde toe getrek het. En die gilde is gestig hoofsaaklik uit van daai boere stokers amptelik gestig in 1983 is die gilde gestig. Goed. Op die plaas Koperfontein van oom Ampie van Staden. Dit was daar op Koster distrik. En dit was nou bietjie uitwyd vir ander lede. En later van tyd is dit dan Pretoria toe geskuif om hier te doen. So ons kry al die produkte reg oor die land
uit na Pretoria toe, die voortrekker monument, ons vernote, en dan kom die beoordelaars en dit word hier gedoen. Dan, die dag nadat dit gebeur, dit in gister, het die uitslaa, het die lede dit opgeplak. Jy sal sien, daar's 'n medalje op elke bottel, silwer, 'n brons, of 'n goud, of 'n dubbel goud. So hier's 'n dubbel goud van Alwyn Swart. Ja. Daai uitslaa kom gistermiddag laat. Dan gaan Dr. Lofty Ellis en hy vat al daai beoordelaars se puntestelsel en hulle kyk dan en hy werk dit uit. So geen produsent weet vooraf wat sy toekenning is nie. Maar gisterand het hulle die geleentheid op die jaarvergadering gehad om te kyk na sy inskrywings. So hy moes by die jaarvergadering wees, dan kan hy deurgaan, want die medaljes is klaar opgeplak. Vandag gaan 12:00 se kant gaan Dr. Lofty Ellis die trofees oorhandig en net hy die kennis of die inligting. Die stokers weet nie wat die inligting is nie. Dit word eers bekend gemaak vanaf die verhoog wanneer dit uitgedeel word en dan kry die produsent sy trofee of skild in die proses. Ja, Pieter, nou maar jy het nog gesê ek sien nou so vreeslik uit na daai proetjie wat jy gesê het. Ek gaan die mampoer proe want ek dink dis nog ook deel van die kultuur. Die mense moet kom hierso. Ek kan net sê die mense, daar's 'n R10 en 'n R20 wat jy betaal. Jy betaal R10 vir die glasie en R20 vir die soopie. Moet ek hom sluk as ek hom proe? Ja, want die geheim is om te kyk of jy kan bepaal sonder om op die bottel te kyk. Dat jy kan bepaal wat se produk is dit. En jy wil graag daai geur hê en die beste om daai geur uit te kry. As jy moet 'n soopie vat, sit hom op jou palet in jou mond en dan agterna vat jy 'n slukkie water. Dan kom daai vrug uit en die geure uit. Sê jy vir ons demonstreer? Ja, en net so. Kom ons vat sommer Alwyn Swart, jy sien is appelkoos, dubbelgoud. Kan ek vir jou so soopie gooi? Hoeveel milliliter is daai nou? Daar is 30 milliliter. Dit is die sopies. Ek moet vir jou by sê, behalwe dit, kan die ou die bottel ook aanskaf, maar dan betaal hy die medaljeprys. Wat is die prys nou van, kom ons sê ek gaan nou Alwyn Swart se appelkoos mampoer koop. Daai dubbelgoud is dan R400 vir die bottel. En dit is die enigste inkomste wat ons het, is hierdie fees, een dag 'n jaar, bring dit vir ons die inkomste in om die volgende jaar se fees te reël. Al die uitgawes te dek, die rekeninge te betaal en ook te kan verseker dat ons lede kan aanmoedig om weer in te skryf volgende jaar om weer vir hulle trofees en toekennings te kan gee. Moet ek hom nou vat? Ja. So as ek nou nie kan praat hierna nie, dan gaan julle my net so 'n paar minute gee, nê, dat ek dit kan regkom. Ek ons kyk hoe gaan hy. Moet ek hom eers in die mond hou? Ja, en sluk hom dan. Sluk hom maar. Ja, maar daar staan Kom hy lekker deur die neus. Proe jy die produk? Lanklaas appelkoos geëet, maar jy proe hom. Ja, nou kom hy deur, nou kom hy. En dit is die hele geheim daarvan om dit so tradisioneel as moontlik te doen om die geur uit die vrug uit te haal. Daar's geen suiker of gistings by die proses nie. Jy laat die vrug natuurlik gis. So wat se suiker is hierdie wat ek proe? Daar's geen suiker in nie, dit is 'n natuurlike appelkoos vrug wat spontaan begin gis en dan die gistingsproses word dan omgedraai want die gis begin die suiker van die vrug eet. As hy die suiker geëet het van die vrug, laat hy eintlik maar die alkohol uit en dit is wat die produsent distilleer om dit in sy ketel te distilleer. Methanol is baie vlugtiger as alkohol. So jou eerste gedeelte is methanol wat uitkom. Dit is, ons noem dit 'n voorloop. Dis al jou slegte geure en smake wat uitkom. So die geheim is, en dis een van die kultuurstoker se geheim. Hy moet weet op watter temperatuur, op watter vlak sny die voorloop af. Want hy soek die hart. Ons noem dit die hart en dis daai wat jy nou geproe het. Die beste deel van die produk. Daai produsent besluit dan om daai bottel dan vir hom in te skryf of so na die nasionale kampioenskappe. So elke bottel wat jy hier sien is deur 20 ouens geëvalueer en nagegaan en ook deur die hoofbeoordelaar bevestig
wat Dr. Lofty Ellis van Stellenbosch is. Hoor eens om Pieter, nou watter ene van hierdie, dis nou appelkoos, dan julle druiwe dop, en dan is die open klas, en julle ander gestookte produkte, hoe weet jy so wat is wat daarso? Die produsent weet waarmee hy werk, en ons het 34 klasse, Ja. en hy besluit, vir watter klas laat ek die produk aan. Regtig. So jy, uit die 34 klasse, kies die produsent dan. Ek is besig met appelkoos. Hierdie is witblits, is druiwe. Jou hoof 2 bestanddele, vrugte is mampoer, witblits is druiwe. Nou kom ons vat 'n bietjie witblits, wat sê jy? Ja. Of moet ek eers water vat nou? Nee, Goeie, kom ons gooi hom so mooi. Ek gaan hom so vashou dat die kamera so mooi kan wys hoe hom omskink. Want ek dink ons wil dit pragtig wys. Dis nou witblits. Mense, witblits is nou die druiwe mampoer, is ek reg. En wat is hierdie wat is die appelkoos? Mampoer is vrugte, Ja. en druiwe is witblits. Ja, leer ek ook nou iets. Sien, hierdie is 'n bottel van Coetzee Loubser van Oudtshoorn. Reg. Hulle het ingevlieg om by die jaarvergadering gisteraan te wees. Wonderlik. Sy pa en oupa Ja. kom ook al daar van die stigtingsjare af, en hy is nou een van die ouetjies wat die stok oorgeneem het. Pragtige jong paar, hulle is ook beskikbaar op die terrein. Hy moes uitvlieg uit Oudtshoorn uit, Net so. omdat daai reën geweldige skade geruk het, en van die boere sit vas. Maar hulle is hier, so hierdie wat jy nou sy druiwe uit Oudtshoorn. Nou ek gaan nou afsluit met hierdie en dan gaan jy vir ons net die hele kontakbesonderhede gee. Hier is nog witblits. Kom ons probeer hom. Ja nee, hy laat die mense oor traan hè. Sien jy, hy's verskil van die vorige een. Maar ja. Goed. En hoe kan mense nou wat graag belangstel, want ek dink hierdie is ook 'n kuns. Om te mampoer te stook is amper of 'n kuns, is 'n lekkerte. Dis iets wat jy so daar in die ek wil amper sê in die werkswinkel gaan in die garage gaan doen. Hoe kan mense betrokke raak by julle? Ons het baie stokers wat by die Gilde geaffilieer is en lede is. Maar daar is ook baie ander ouens by die huis. Die wetgewing is in 2011 verander dat jy kan 'n tuisstoker word, daar's al artikel 116. En ons nooi enige ou wat by sy huis stook op 'n ketel of wat ook al om deel te word van die Gilde. Hulle moet kom aansluit as 'n kultuurstokerslid, artikel 116, en hy bring sy produkte wat hy daar by die huis het, bring hy na die kampioenskap toe, en dan kan hy toekenning verwerf. Die hele struktuur werk dieselfde as in die wynbedryf. So jy kry 'n medalje met 'n sertifikaat met jou betrokke medaljes en ook trofee wat daarmee saamgaan. So dit is belangrik om lede van die publiek betrokke te kry. Hoe beter ons kry, want hierdie is soos jy sê, dis 'n kuns, dis die kultuur, dis ons erfenis, en ons moet ons erfenis bewaar. Wat sê jy vir mense wat nou sê ja, maar dis nou drank, julle word dronk en dis meer. Dit is ek tel dit nie op hier onder julle ouens nie. Julle ouens is nie oormatige gebruikers nie. Ek kom agter meeste van julle is regtig, dit gaan vir julle oor daai kuns, oor die smaak, oor daai kultuuraspek, daai saamkuier. Dis wat ek sien nie by julle, is ek reg of Jy's 100% reg. Dit is 'n mite dat 'n mampoer drinker is eintlik 'n ou wat baie drink. Dit is nie so nie. Die kuns is daai ou proe sy produk en hy besluit dan dis wat ek wil hê. Dit is vir my die beste en ek gaan dit probeer landwyd kompeteer. En dis wat jy wil hê. Daai kultuur voor te dra en daai ou betrokke te kry. En sonder dit kan ons verloor. Ons gaan ons erfenis verloor. Die Kultuurstokersgilde is deel van die erfenis stigting. En daarom is ons by die Voortrekker Monument as 50-50 vernote as deel van dit. Die direksie van die FHK en die monument ondersteun ons. En ons probeer dan hierdie kulture van ons volk behoue te bly. Maar as mense nie belang gaan stel en betrokke raak het, gaan dit verlore soos enige ander ding. Ek sit nou hierso en mens weeg jouself om te bepaal waar moet jy inpas en nie inpas nie. Maar ek wil julle sê as ek was nou hierso by 'n paar ouens gewees en hulle het my so 'n pyp gegee
En ek het nou selfs met die rook van 'n pyp nou vandag te doen gekry. En ek gaan 'n bietjie verder ondersoek aanstel oor 'n pyp. Maar ek gaan ook verder ondersoek aanstel oor die stook. Nie net die stook van 'n pypie, maar die stook van Mampurok. Want ek het gehoor die ouens sê vir my daai twee is amper soos twee karperde. Hy loop amper half so saam. Ja. Oom Pieter, ek sien nou daai kamera begin vir my lyk asof hy skeef staan, maar ek sê vir julle baie dankie. Dankie vir wat julle doen. 'n Laaste woord vir ons kykers. Baie dankie vir die geleentheid en regtig ek wil hê die kykers moet betrokke raak. Ja. Al kom kuier jy nou op die fees en word deel van die kultuurfamilie. Dis lekker om net saam te kuier en deel te wees van die kultuurfamilie, sodat jy ook jou deelname kan bring. En so kan jy jou stokkie op 'n stadium oorgee aan 'n ander persoon. Dis nog vroegoggend hier by die Voortrekker Monument en die mense is nou besig om in te stroom hierso. En ons sien sommer dat die getalle en die voete raak baie. Ons nooi jou uit, kom maak 'n draai by die Voortrekker Monument. En as jy nou die video na die tyd sien, kom maak in elk geval 'n draai en dan kom kyk jy vir die landboudistilleerders skilde op Facebook. Dankie. Mooi loop. Ek wil nou net vir jou gesê het, né? Na die trofeeoorhandiging is daar 'n veiling. Goed. Waar die klaswenners, die beste uit elke bottel, opgeveil sal word van die verhoog af. Dis hy, nou as jy die video sien voor die tyd, kom maak 'n draai andersins, gesels met hom Pieter. Ja, dankie. Ek het 'n spesiale 6 liter whisky vir die ou met die hoogste bod beskikbaar. Wonderlik om gesien daarna.